ons verheerlijk zijn naam. Kom ons verheerlijk zijn naam. Alles verandert, maar Jezus nooit. Kom ons verheerlijk zijn naam. Kom ons verheerlijk zijn naam. Kom ons verheerlijk zijn naam. Alles verandert, maar Jezus nooit. Kom ons verheerlijk zijn naam. Oh, kom ons verheerlijk zijn naam. Kom ons verheerlijk zijn naam. Alles verandert, maar Jezus nooit. Kom ons verheerlijk zijn naam. Ja, kom ons verheerlijk zijn naam. Kom ons verheerlijk zijn naam. Alles verandert, maar Jezus nooit. Kom ons verheerlijk zijn naam. Oh, kom ons verheerlijk zijn naam. Kom ons verheerlijk zijn naam. Alles verandert, maar Jezus nooit. Kom ons verheerlijk zijn naam. Prijs de Heere, ja, kom ons verheerlijk zijn naam. Kom ons verheerlijk zijn naam. Alles verandert, maar Jezus nooit. Kom ons verheerlijk zijn naam. Oh, kom ons verheerlijk naam. Kom ons verheerlijk zijn naam. Alles verandert, maar Jezus nooit. Kom ons verheerlijk zijn naam. Oh, kom ons verheerlijk zijn naam. Kom ons verheerlijk zijn naam. Alles verandert, maar Jezus nooit. Kom ons verheerlijk zijn naam. Prijs de Heere, ja, kom ons verheerlijk zijn naam. Kom ons verheerlijk zijn naam. Ja, alles verandert, maar Jezus nooit. Kom ons verheerlijk zijn naam. Yes, halleluja. Was jij daar waar jij altijd blij en Jezus? Daar is jij een dierbare wijnstok en geheel. Daar is rust voor elke zorg. En aanbidden bij jouw borg. Daar zwerven en ver jou jagen aan heen. Is jij daar waar jij altijd blij en Jezus? Is jij een dierbare wijnstok en geheel. Daar is rust voor elke zorg. En aanbidden bij jouw borg. Daar zwerven en ver jou jagen aan heen. O ja, is jij daar waar jij altijd blij en Jezus? Is jij een dierbare wijnstok en geheel. Daar is rust voor elke zorg. En aanbidden bij jouw borg. Daar zwerven en ver jou jagen aan heen. Is jij daar waar jij altijd blij en Jezus? Is jij een dierbare wijnstok en geheel. Daar is rust voor elke zorg. En aanbidden bij jouw borg. Daar zwerven en ver jou jagen aan heen. Ja, is jij daar waar jij altijd blij en Jezus? Is jij een dierbare wijnstok en geheel. Daar is rust voor elke zorg. En aanbidden bij jouw borg. Daar zwerven en ver jou jagen aan heen. Halleluja, is jij daar waar jij altijd blij en Jezus? Is jij een dierbare wijnstok en geheel. Daar is rust voor elke zorg. En aanbidden bij jouw borg. Daar zwerven en ver jou jagen aan heen. Oh, is jij daar waar jij altijd blij en Jezus? Is jij een dierbare wijnstok en geheel. Daar is rust voor elke zorg. En aanbidden bij jouw borg. Daar zwerven en ver jou jagen aan heen.
Prys die Here, is jy daar waar jy altyd bly in Jesus? Is jy in die ware wynstok ingeënt? Daar is rus vir elke sorg, en aanbidding by jou borg, ja, so oorwinning vir jou jare lang die end. Halleluja, is jy daar waar jy altyd bly in Jesus? Is jy in die ware wynstok ingeënt? Daar is rus vir elke sorg, en aanbidding by jou borg, daar is oorwinning vir jou ja tot aan die end. Halleluja, 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 prys die Here. Amen. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Baie, baie dankie Vader, dat u seun het ons geleer, dat u is die landbouer, en u seun, ons Here Jesus Christus, is die ware wynstok, en ons is die lote wat ingeënt is op hierdie wingerdstok. En daarom wil ons in hierdie dag aan u al die eer gee, dat u die landbouer is. Oh, halleluja, maar ons weet ook, dat u wat die landbouer is, sal elke loot wat geen vrug dra, afsny. En ons dankie, dat u seun waarlik vir ons die ware wingerdstok is, dat sy bloed ook deur ons lewe kan vloei, en dat ons deur sy bloed die ewige lewe deelagtig kon word. Ons wil u eer. Baie, baie dankie, ook dan vir die Heilige Gees, wat die verseeling is van dit alles, wat die onderpand is van ons erfdeel. Want Here, ons kan alleen 'n erfgenaam wees en 'n erfdeel kry, deur dat ons deur u bloed gekom het. Ons wil u eer in hierdie dag. Daar is by u geen ander weg, waardeur ons eendag ons erfdeel sal ontvang, behalwe deur die bloedweg. Baie, baie dankie, dat ons dan in hierdie dag hierdie versekering het, dat in en deur Christus het ons 'n erfdeel ontvang. Halleluja. En die Here laat ons ag gee daarop, dat ons ooreenkomstig ons erfenis u sal dien in gees en in waarheid. Baie, baie dankie, dat ons weet, dat dit alles is bepaal, en alles werk net deur die bloed van die lam, wat die sonde kan wegneem, en ons kan rein was. Halleluja. Baie dankie sê, Here, dat ons dan in hierdie oomblik kan bid vir almal wat siek is. Ons weet, Here Jesus, dis deel van hierdie bediening, op die evangelie aan alle mense te verkondig is, om siekes gesond te maak, duiwels uit te drywe. En daarom kan ons altyd met vrymoedigheid bid vir die siekes, waar hulle ook al is in hierdie oomblik. Here, elkeen wat luister na hierdie gebed, laat hulle sal weet, daar is verseker genesing deur die wonde van Jesus. Ons wil net glo dat u is en 'n beloner is vir elkeen wat na u soek. En Here, hierdie mense wat soek vir genesing, ons weet hulle sal u vind tot volmaakte genesing en goddelike genesing deur u wonde. Halleluja. Ons vra, Here, dat u elke sieke sal aanraak en gesond sal maak in u naam, in die naam van Jesus. En ons dankie dat u doen die werk. So bid ons vir al die gebedsversoeke,
Almal is by die Here bekend, Here, want hulle wat gebedsversoeke het dit alreeds aan die Here vertel. Selfs dit wat nie uitgesproke is nie, dit wat in die hart is. Here, U ken elke gebedsversoek. En daarom bid ons saam, omdat ons vir alle mense moet bid. En dat ons moet saam bid, Here, vir hulle wat gebedsversoek het. En ons weet, as ons saamstem oor 'n saak, dit sal ons te beurt val van ons hemelse Vader. Dankie dat U elke gebedsversoek dan hoor en antwoord en ons prys U. So dank ons U weer eens, Here, vir al die reën wat ons ontvang het, vir reën wat val nog op verskeie plekke. Here Jesus, maar ons bid ook vir al die plekke waar daar reën nodig is, waar het lanklaas gereën het, dankie vir reën. Plekke waar opvolgreën nodig is, Here, skenk dit aan die mense, en ons sal U loof en prys daarvoor. Here, want ons weet, daar is niks wat kan lewe sonder water nie. En daarom bid ons vir reën. Verheerlik U groot en heilige naam dan daarin ook. En baie dankie dat ons in hierdie môre na die woord van die Here kan luister. En Here Jesus, ek is so dankbaar dat ons het nie nodig om met deur 'n mens geleer te word nie. Want ons het die Heilige Gees. Ons het die salwing van die Here Jesus op ons lewens, en hierdie salwing leer ons aangaande alle dinge. En ons het nie nodig dat iemand ons iets moet leer nie. Here, maar wanneer ons die Heilige Gees nie ontvang het nie, wanneer ons nie waaragtig gedoop is met die Heilige Gees, met vuur en met krag, spreek in die hemelse taal nie, Here Jesus, hoe sal ons weet wat die Here werklik vir ons sê in die woorde? En Here, dit is van hierdie geleentheid, wat hierdie valse leraars, wat leerstellings van duiwels verkondig, die mense mislei, en net altyd wil leerskole hê, Bybelskole hê, en sodat hulle hierdie mense kan bymekaar maak, Here, om hulle geestelike lewe te vernietig deur al hulle leringe. Wees genadig, Here, en doop die mense met die Heilige Gees, en met vuur, en met krag, en met die spreuke in tale, sodat hulle geleer kan word, en geleid kan word in die hele waarheid deur die Heilige Gees. En dit is wat ons bid in hierdie dag, Here, dat terwyl U woord uitgaan, laat dit die Heilige Gees sal wees, wat ons sal leer en lei in die hele waarheid in. Baie dankie dat ons net die waarheid sal spreek, en ons prys U, Here Jesus, dat U elke oor wat kan hoor, gee genade, dat hulle waarlik kan hoor, wat die Gees aan die gemeente sê. Baie dankie, Here Jesus, dat U elke oor bestryk met U bloed, sodat die waarheid van die woord alleen kan ingaan. Here, want ons weet die waarheid saam met die bloed is die enigste vryheid wat ons het. Die waarheid maak ons vry en die bloed maak ons ook vry. En ons eer U daarvoor in Jesus se mooi en heilige naam. Amen en amen. Prys die Here, ons is dankbaar om hierdie môre so saam te wees. En ons groet U almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. En ons dank die Here dat ons weer by sy woord kan stilstaan. En ek is Pastor Flippie Gerber. En my telefoonnommer is 082-874-1705. Halleluja. Ek is die Here dankbaar dat ons hierdie afgelope tyd, hierdie 10 dae wat verby is, eintlik laas Sondag geëindig het, dat ons, ek wil dit noem, want dit is baie belangrijk, dat ons almal daarop ingestel was, door die Heilige Gees en die doping met die Heilige Gees en selfs die werkinge van die Heilige Gees. En ek wil dit vandag sê. Mense wat teen die Heilige Gees is, spring altyd tussenin en dan sê hulle iets wat hierdie eenheid wat in die 10 dae eintlik onder die volk van die Here moet wees, wagtend op die doping van die Heilige Gees en 'n nuwe aanraking van die Heilige Gees, om hierdie mense se eenheid te breek. En dit het laas Saterdag, dit was die dag voordat die Sondag wat eintlik die uitstorting van die Heilige Gees was, die 10de dag.
het iemand geskrywe oor die pastore met hulle suits en hierdie en koortjies te sing, eintlik hierdie Pinksterkoortjies, dis nie Pinkster nie. Hy spring tussen en hy breek hierdie eenheid in mense wat wag op die Heilige Gees, en dat ander gedoop moet word met die Heilige Gees. Hy breek daardie eenheid, weet jy waarom? Dis omdat die Pinksterkerk en baie van hulle predikers nie meer die Heilige Gees doping wil hê met vuur en krag en die spreuke in 'n taal nie, want dan kan hulle, want as hulle dit uit kan kry uit die kerk uit, dan kan hulle beheer kry oor die mense, en dis presies waar ons vandag is. Die Pinksterkerke beheer die Heilige Gees. En hulle kan daaroor sê net wat hulle wil. Inteendeel, praat die Pinksterkerk en baie van die Pinksterpastore praat nie eens oor die Heilige Gees nie. Hulle noem net die Heilige Gees hier en daar in 'n boodskap. Maar oor die werklikheid van die Heilige Gees. Hulle sal alles uit mekaar uitbreek. Waarom dink jy, het pastore mense begin te stil maak in hulle kerk, en dan mag nie taal wees, die uitleg wees nie, en dan mag nie 'n profesie wees, en dit of dat nie, want dit bring verwarring, en as mense wat vals is, wat 'n taal bring, weet jy wat, dit maak nie saak nie. Die valsheid is altyd geopenbaar waar die Heilige Gees werklik werk. As die valsheid nie geopenbaar kan word nie, dan is die Heilige Gees nie daar nie. En wat doen die pastore? Hulle bring die valsheid na vore, en hulle werk die werking van die Heilige Gees uit. So wat is hulle? Hulle is anti-Pinkster, hulle is anti die Heilige Gees. En hierdie prediker wat hierdie gemors ingewerk het, hy is anti die Heilige Gees, hy is eintlik anti-Pinkster, hy is anti die Pinksterkinders van God. Halleluja. En dit is vir my verskriklik. En ek het hierdie hele week vir die Here gevra, Here, want gewoonlik in die begin van die week begin die Here al klaar met my praat oor die boodskap wat ek Sondag sal bring. En ek het niks gekry, niks. Ek het goed gekry, geskrywe en wat alles deur die week. Maar ek het elke ding wat die Here vir my gegee het ek opgeskrywe, en ek het alles in 'n leer gepak. Maar wat vir my wonderlik is dat gisteraand, toe begin die Here met my praat oor iets wat ek nou vandag vir u gaan gee. En toe die Here met my praat daaroor, toe het ek net gesê, my God, u sal ons moet help. Want dit is wat u self gesê het wat sal gebeur. Deur gelykenis wat u vertel het. En ek wil dit net vandag sê. Die Here Jesus het dinge gespreek wat vir ons, dis 'n gelykenis. Maar die verborgenheid in 'n gelykenis kan net deur die Heilige Gees aan ons gegee word. En daarom sê Paulus in 1 Korintiërs 2 vers 7, maar ons spreek die wysheid van God wat bestaan in verborgenheid. Nou Christus is die wysheid van God. En hy bestaan in die verborgenheid van God. En net die Heilige Gees kan hierdie verborgenhede van Christus, hy wat in die verborgenheid is, net die Heilige Gees kan dit na vore bring. En soos hy vir ons baie mooi sê op een plek in die Bybel, hy sê hierdie woorde, hy sê die opening van u
woord gee lig. Ek dink Dawid sê dit. Die opening van die woord gee lees. En die Heilige Gees alleen kan die woord vir ons oopmaak, die verborgenhede van Christus na ons toe bring. En dit alleen gee vir ons lig. Halleluja. En wat vir my hier interessant is, daar's iets wat gebeur het in hierdie tye waarin ons nou lewe. Hy praat van die heilige verbond. Daniël 11 vers 28. Ek wil net lees. En hy sal na sy land terugkeer met baie goed. En sy hart sal teen die heilige verbond wees. En hy sal optree en na sy land teruggaan. Sy hart sal teen die heilige verbond wees. En ek wil nou vandag vir u sê, die meeste predikers se hart is teen die heilige verbond. Pastor, hoe kan jy dit sê? Wat is die heilige verbond? Die heilige verbond, die woord sê dit baie, baie duidelik, is die bloedverbond. Ek het die afgelope maande gepraat oor die bloed, en die Here weet, daar is predikers, wat sy hart teen hierdie heilige verbond is. Ek meen, toe ek sê, hy wat glo en hom laat doop sal gered word, toe ek sê, die doop kan jou nie red nie. Toe is daar 'n opskudding onder die mense, hoe kan ek dit sê? En ek wil dit weer vandag sê, die doop, waterdoop kan jou nie red nie. Dis alleen die bloedverbond, die bloed van Jesus wat jou kan red. Maar die hart van predikers is teen hierdie heilige verbond. Hulle preek nie oor die bloed nie, hulle preek nie oor die kruis nie, hulle wil niks daarmee te doen hê nie, maar hulle noem dit so nou en dan, net om die mense tevrede te stel. En ek wil nou vir iets sê, hierdie bloedverbond word absoluut beskrywe in Johannes 15, wat ek gebid het, dat die Vader is die landbouer, en die Here Jesus is die ware wynstok. Halleluja. En die wynstok, sy bloed of sy sap, is die bloed van Jesus. En ons word daarop ingeënt. Kom wat sê ek nou vir u? As die bloed van, as jy nie op hierdie wingerdstok, Jesus Christus, en jy word nie, en sy lewenssap vloei nie deur jou as 'n lood nie, dan is jy dood. Halleluja. Dood. En die Vader gaan nie met jou sukkel as jy die vrug dra nie. Hy knip jou net af. Dit het niks met die Here Jesus te doen. Die Vader doen dit. Hy is die landbouer. Maar nou wil hulle die Vader en die Seun een mens maak, of een wese. Hulle kan nie. Christus is die stam, die wingerdstok. Die Vader is die landbouer. Die wingerdstok kan nie sy lote afsny nie. Iemand anders moet dit doen, en dis die Vader. Halleluja. En so kan ek aangaan. Hy praat van die bloed, wat Moses in Exodus 24 vers 8, Moses op die volk uitgegooi het. Hy sê, dit is die bloed van die verbond. Die bloed wat oor die mens uitgegiet word, is die bloed van die verbond. Dis die heilige verbond. Halleluja. Die Here het baie maal aan Israel gespaar. Weet jy waarom? Jy kan dit gaan lees. Omdat hy gedink het aan sy heilige verbond wat hy met Abraham gemaak het. Dit met die bloed het hulle weer 'n keer gespaar. Reg deur die Ou Testament was dit die bloed wat elke keer as die Here dink aan sy heilige verbond, hierdie bloedverbond met Abraham, dan vat die Here die onheil weg. Dit het al in die Ou Testament gewerk. En hier sit ons vandag, Pinksterkerke,
Maar hulle moet van die bloed ontslae raak. Van die bloed, jaag hulle om van hulle ongeregtigheid ontslae te raak. En hulle wil nie. So, van die bloed weg. En die Heilige Gees. Halleluja. Prys die Here. En ek wil nou iets sê vandag oor dit. Daar is 2 vroue in die Nuwe Testament. Hulle kom al uit die Ou Testament. Babylon en Jerusalem op aarde. Daar's 2. Hulle al 2 is op aarde gewees in die Ou Testament. Maar in die Nuwe Testament word al 2 oorgedra. Ek wil amper sê, hulle was die voorbeelde, maar in die Nuwe Testament kom die werklike na vore. Jerusalem, as ek dit so kan uitdruk. En ek kan nou met my verskil, maar ek gaan vir die wys uit die woord van die Here. Daar is 2 moeders in die Nuwe Testament. Jy kan Openbaring 17 gaan lees. Die vrou Babylon, halleluja, 'n stad op hierdie aarde. En hierdie vrou is in die 7 gemeentes en sy oefen gesag uit oor die 7 gemeentes. Pastoor, dis onmoontlik. Gaan lees God se woord. Halleluja. En nou gaan dit nog verder. Hierdie vrou Babylon, in Openbaring 17 en 18 word sy beskryf. Nou, sê, hierdie vrou is die bruid en die vrou van die dier, die Antichrist. En sy beskou haarself as 'n koningin. En sy roem daarop dat die Here Jesus, die koning van die konings, haar man is. Ek wil net vandag vir u sê, hierdie ding dat die kerk van Christus, die bruid van Christus en die vrou is absoluut die verkondiging van hierdie vrou Babylon. Sy claim dit. Halleluja. Ek kan nie verder gaan, ek sal later verder, maar wat vir my belangrik is, dan kry ons die tweede vrou, die vrou Jerusalem, die stad in die hemel, ook in die 7 gemeentes, maar hierdie gemeentes is onder hierdie vrou, Isabel. Jy kan dit gaan lees in Openbaring 2. Sy is die bruid, dit meen die hemelse stad Jerusalem, sy is die bruid en die vrou van die lam. En sy is die koningin en haar man is die koning van die konings. Dit meen die stad Jerusalem daarbo. Op aarde claim hierdie ene. Sy is dit. Nou hoe kan sy dit doen? En dis waar die groot, want die woord van die Here sê in Openbaring 18 vers 4, en ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit haar uit. Uit wie? Uit hierdie vrou Babylon, my volk, gaan uit haar uit. Waar het die 7 gemeentes, waaroor sy sit? Want die Bybel sê, die dier sit oor die 7 berge. Die 7 berge is die 7 gemeentes. En wie sit daar op? Hierdie vrou. Want sy sit op die dier. Sy sit oor hierdie 7 gemeentes. En nou sê die woord van die Here, ons, as die volk van God, moet onder haar uitkom. En ek wil vandag vir iets sê, die hele kerkwêreld, Pinkster ingesluit, is almal in hierdie vrou. Halleluja. My volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sonde mag hê en van haar pla ontvang nie. Waarom dink jy preek die predikers, jou pastoor, waarom dink jy preek hy nie oor hierdie goed nie? Want as hy hieroor begin preek, dan gaan julle sien hoe hulle vir julle lieg. Halleluja. En ek wil nou aan u iets meedeel wat
vir my skokwekkend was, toe die Here dit vandag vir my gee. Ek wil praat oor ons erfdeel en erfenis. Wanneer ek na die woord van die Here gaan, en ek wil net dit sê, ons erfdeel, ons erfenis en dat ons erfgename is alleen, en hoor wat ek vandag sê, dis alleen deur die bloed, want jy moet 'n bloedverwant word met Christus. Dit meen, dis waarom jy moet sy broer of sy suster wees. Dis waarom hy vir die Vader gesê, hier is ek en die kinders wat U my gegee het, en my broeders. Oh, halleluja. Jy kan alleen iemand se broer word as hy 'n bloedverwant is. Dis waarom Paulus hulle altyd gepraat het van die broers en die susters, want hulle is bloedverwante met wie? Met Christus, waarvan Christus die eerste broer is. Hy is die oudste broer. Halleluja. Prys die Here. En ek wil hier saam lees in Matteus 21. Matteus 21. Prys die Here. Hy sê hierdie woorde. Matteus 21. Die gelykenis van die landbouers. Nou, ek gaan nie die hele gelykenis vertel nie. Ek weet, hy praat van hierdie wingerd wat geplant is, 'n heining is omgesit, paskips daarin, 'n wagtorens daarin, en hy het dit aan landbouers verhuur en op reis gegaan. Halleluja. Kom maar vertel ek vir u. Weet jy wie is hierdie landbouers? Weet jy wie is hierdie landbouers? Elke prediker, elke een wat hom uitgee as 'n diensknegt, elke ene wat sê, die Here het hom geroep vir die bediening, elke een wat staan, maak nie saak waar nie, of op die straat is, ensovoorts, maak nie saak waar is, en hy verkondig God se woord, is deel van die landbouers. En ons weet wat het gebeur, toe die vrugtetyd kom, het die diensknegt, en hulle het die vrug ingesamel, die wingerd, die druiwe ingesamel, en hy het diensknegte gestuur, om te gaan haal, vrug te gaan haal, en hulle het hulle uitgewerk en doodgemaak. En so het hulle aangegaan, en toe sê die Here iets. Die 39ste vers. En hulle het hom geneem en buitekant die wingerd uitgewerk en doodgemaak. Vir wie het hulle doodgemaak? Die derde maal het die eienaar, die seun self gegaan. Wat sê, maar toe die landbouers die seun sien, en ek wil vandag vir iets sê, al die kerkorganisasies reg oor hierdie wêreld, ek gee nie om of jy interkerk is en of jy groepie op jouself is ensovoorts. As hulle Jesus in jou sien, dan wil hulle jou doodmaak. Wie? Die landbouers. En die Here weet, daar is baie predikers wat waaragtig vir God gewerk het en hom gedien het in gees en in waarheid, wat vol was van die Heilige Gees, deur wie die Here gewerk het en die beeld van Christus gedra. Die kerkwêreld het hulle doodgemaak. En moenie die Pinksterkerk uitsluit nie. Die Pinksterkerk se hande is vol bloed van predikers wat hulle tot niet gemaak het.
Ek kan van my eie kerkorganisasie vertel, en ek sal vir jou wys. Halleluja. Hoor wat sê die woord? Maar toe die landbouers die seun sien, het hulle onder mekaar gesê, dit is die erfgenaam. En weet jy wat? Dat in elke Pinksterkerkorganisasie, wat, ek dink die Pinksterkerk is eintlik die kerke waarvan die lidmate ingeënt is op die wingerdstok, want hulle het die raad van God gevolg tot wedergeboorte en verseël te word met die Heilige Gees en wat die onderpand is van ons erfdeel. Maar wat het hulle gedoen? Hulle het die Heilige Gees uit. En nou as hulle prediker sien, of hy nou interkerkliks, maak nie saak wie hy is nie, prediker sien en hulle sien, maar hierdie man dra die beeld van Christus, dan moet hy dood. En weet jy wat doen hulle heel eerste? Ek het gister vir my vrou gesê, ek wonder hoeveel narciste staan op die platform vandag. Jy kan hom bestraf uit die woord van die Here, jy kan hom teregwys, en jy kan hom vermaan, maar op die einde van die dag, dan bewys hy, en hy wil aan die wêreld bewys, jy is die skuldige ene, wat geen skuld het nie. Want dit is wat 'n narcis is. Hy gebruik dit wat jy sê, en hy draai dit teen jou, sodat hy onskuldig kan wees, en jy skuldig. En ek wil nou vandag vir u sê, die Pinksterkerk is vol daarvan. Vol. Hulle weet hoe om dit te doen. Waarom het hulle die Heilige Gees uit? Want laat 'n lidmaat van die kerk vandag opstaan en 'n pastoor bestraf wat op die platform staan. Wat dink jy gaan gebeur? Hulle sal hom uitgooi. Waarom? Want hulle wat erfgename is, moet doodgemaak word. Halleluja. Hoor wat sê die woord? En hulle doen dit vandag. Hulle is so groepie. Paar van die hoofkantoor en van die pastore in Pinksterkerke. Hulle is so groepe, broer. Hulle praat saam. En een van die grootste duiwelse leerstellings wat in die Pinksterkerk ingekom het, is waar die leerstelling. Kingdom Vision. Dis absolute duiwelse leerstelling. Rick Joyner het dit begin in Amerika. En weet jy wat Rick Joyner, ek het die bewys, ek het die skrywe hier by my. Rick Joyner het gesê, Paulus is 'n sondaar en ek is beter as hy. Waarom? Want Paulus is deel van die wingerd gewees. En hierdie landbouer wil die wingerd vir homself gehad het. En Rick Joyner wil die wingerd vir homself hê. En daarom moes hy Paulus aftakel en Paulus skuldig maak. En nou aanvaar Pinksterkerk is sy leerstelling. Hulle kook saam. Hulle beraad saam om die erfgename dood te maak. Hoor wat sê die woord van die Here verder. Halleluja. En hierdie was vir my 'n skok. Dit was vir my 'n skok. Toe ek weet van dit, maar toe die Here dit vir my uitwys, toe sê ek, my God, U moet ons help. Hoor wat sê hy? Dit is die erfgenaam. Laat ons hom doodmaak. Waarom wil hulle hom doodmaak? En ons sy erfdeel in besit neem. Oh, prys die Here. Om sy erfdeel
in besit te neem. Die ware wedergebore kind van God met die Heilige Gees en vuur en krag en spreek in tale. Dis die erfgename, dis die erfdeel van God. Maar die kerk soek die erfdeel vir hulle self. Maar om die erfdeel vir hulle self te kry, moet hulle die ware erfgenaam Jesus Christus doodmaak. Waar maak hulle hom dood vandag? In die kerk. En moenie met my sê, dit is nie so nie. Dit is so. En ek het jare terug in Wolmaranstad in die gemeente hierdie boodskap gepreek, en ek gaan dit vir u noem waarom ek dit sê, want dit is al reeds in die Ou Testament. En dis eintlik skrikwekkend as jy gaan kyk 'n bietjie in die woord oor die erfdeel. Halleluja, en oor die erfenis. Dawid sê, hy sê, my erfenis is vir my, die meetsnoer het op lieflike plek geval, en my erfenis is vir my mooi. Halleluja. Halleluja. Wat sê in Handelinge 20 vers 32, en nou my broeders, dra ek julle op aan God en aan die woord van sy genade, wat magtig is om julle op te bou en julle 'n erfdeel te gee onder al die heiliges. Heiligmaking is by die kerk uit. Heiligmaking. Toe daardie prediker laas Saterdag sê, hierdie dasdraers of die soedraers, weet jy, en die Pinksterkoortjies, dis nie Pinkster nie, toe sê ek, my God, is presies wat u woord sê. Daar's geen erfdeel vir daai prediker nie. Weet jy waarom? Want hy staan teen dit wat heilig is op. Teen ou Pinkster. Teen die werking van die Heilige Gees 30 jaar terug. Halleluja. Ek kom daarop neer, eintlik het hy geen getuienis nie. Weet jy wat verkondig hulle? Hulle verkondig move of God. Move of God, wat is 'n move? 30 jaar terug is seker nie die move van of God gewees nie. Ek het dit vir hom geskryf. Halleluja. Maar dis wat hulle doen. Alles wat wys op, en ek gaan dit nou noem, dat die Heilige Gees, waarmee ons verseël is, die onderpand van ons erfenis is. Dit meen ons erfenis, wat ons van ons voorvaders gekry het, toe Pinkster gewerk het, van Christus se tyd af, met die apostels ensovoorts, al daardie erfenis wat ons het, ons mag nie daaroor praat nie, want dis nie meer die move of God nie. Nee, daar is iets nie. Die nuwe, moderne, breëre kerk. Dis gewoon 'n Pinksterkerk, kan sy gemeente in 'n dorp word nou genoem, ek wil amper sê, dat dit is die gemeenskapskerk. Ja, dis die hulle noem hulle self nou die gemeenskap. 'n Pinksterkerk noem hulle self nou die gemeenskapkerk. Waar is die bordjie wat op die kerk gestaan het? Jesus red, Jesus genees, Jesus doop met die Heilige Gees. Nee, ons het 'n gemeenskapkerk. Dit meen, en dis waarmee die Katolieke kerk begin is. Gemeenskap. Kerke wat losgestaan het hulle een gemeenskap gemaak, die Katolieke kerk, want dit is wat Katoliek beteken, die algemene Christelike kerk. En nou kom die Pinksterkerk, en hulle sê, nee, ons het daar moet die nuwe, moderne, breër kerk wees. Die Here God moet ons help. Halleluja. Daar is niks meer van die Here. Wat sê die woord van die Here? Ek wil dit lees in Psalm 16 vers 5. En die Here is die deel van my erfenis en my beker. U onderhou my lot. Hy sê, die meetsnoere het vir my op lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Maar hier gebeur die verskriklikste ding. Jeremia 2 vers 7. En ek het julle gebring
'n land van tuine. Die wingerd was 'n tuin gewees, om vrugtebome en die goeie daarvan te eet. Maar toe julle inkom, hierdie landbouers, wat die boodskappers tot niet gemaak het en doodgemaak het, toe hulle inkom, hoor wat sê die woord, het julle my land verontreinig en my erfenis 'n gruwel gemaak. En hy gaan verder, in Jeremia 3 vers 19, hoor die woord van die Here. Ek het wel gedink, en dis wat die Here gedink. Hoe gaan ek jou met seuns gelykstel, en aan jou gee 'n kosbare land, 'n allersierlikste erfenis van die nasies. Ook het ek gedink, jy sal my noem my vader, en jy sal van my nie afvallig word nie. Waar het die afval begin? In die huis van God. Hierdie wingerdstok, hierdie erfdeel, hierdie erfenis, hulle het afvallig geword. Hy sê Jeremia 10 vers 16, Jakob se deel is nie soos hulle nie, want hy is die vermeerder van alles. En Israel is die stam van sy erfenis, die Here van die leerskare is sy naam. En nou sê hy Jeremia 12 vers 8, my erfenis, hoor wat sê hy, my erfenis het vir my geword, soos 'n leeu in die bos. Dit het sy stem teen my verhef, daarom het ek dit gehad. En die Pinksterpredikers verhef hulle stem, toe daardie prediker vir my skrywe, dat songs en Pinksterkoortjies en dat hierdie jare terug se Pinkster is nie 'n boef of God nie, ensovoorts, en hulle met hierdie nuwe ding begin. Ou broer, toe verhef hulle stem teen die Here. En ek wil vandag vir jou sê, as jy nie waaksaam gaan bly nie, gaan hierdie klomp landbouers jou stroop van alles wat die Here vir jou gegee het. Weet jy wat is hierdie nuwe moderne Breër kerk? Dis Babylon, die moeder van die hoere. Die woord sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, die rykdom van sy genade. Hy sê, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het. Halleluja. En verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Alles deur die bloed, wat die onderpand is van ons erfdeel. Nou, te verlos tot lof van sy heerlikheid. Alles deur die bloed. Nou wil ek net dit sê. En hierdie boodskap het in Wolmaranstad, dit is seker maklik 15, nee, is langer, amper 20 jaar terug as ek reg kan onthou. Wat die Here vir my dit genoem het. 1 Konings 21 vers 1. Hy sê, na hierdie dinge het dit gebeur. Nou as het weet die wingerd. Christus die eienaar is doodgemaak. Maar wat sê die woord? Nabot, 'n Jesraeliet, het in Jesreel 'n wingerd gehad, en langs die paleis van Agab, die koning van Samaria was. En Agab het met Nabot gespreek, en gesê, gee my jou wingerd, dat dit my groentetuin kan word, want dit is naby, langs aan my huis. Dan sal ek jou in die plek daarvan 'n wingerd gee wat beter is. En dis wat hulle vandag aanbied, Agab se gesante wat op die kansel staan. Hulle wil nou 'n nuwe, dit meen 'n beter wingerd gee.
as Jesus Christus wat die wingerdstok is. 'n beter een. En, of as dit goed is, sal ek jou koopprys daarvan in silwer gee. Halleluja. Dis presies. Die land, die seun moet doodgemaak word, sodat hulle kan geld insamel. Wie? Die kerke. Want dis al waaroor het gaan vandag in die kerk. Is geld. Rick Joyner het hierdie lering van hom uitgebrei en hy het hoeveel gemeentes in Amerika oortuig om by hom in te val. En toe daar genoeg gemeentes is, toe wat doen hy? Toe gaan hy uit, want daar is genoeg inkomste. Dit meen hy tree af. En nou doen die Pinkster presidente dieselfde. Hulle sorg dat hulle genoeg geld maak, sodat hulle net kan aftree, sodat hulle nie skuldig sal wees aan die einde van die dag nie, want hulle het nou baie wonderlike dinge gedoen in die kerk. Maar die kerk is arm, en hierdie mense is ryk geword, deur die kerk. Deur hulle wat deel is van die wingerd van Christus. Halleluja. Hoor wat sê die woord? Maar Nabot het vir Agab gesê, mag die Here my daarvoor bewaar, dat ek die erfdeel van my vaders aan u sou gee. Hy het gesê, jy kan maak wat jy wil, ek sal my erfdeel van my vaders. En broer, die erfdeel wat my vader, ons hemelse Vader, vir ons gegee deur Christus, wat die ware wynstok is, broer, ek gee dit aan niemand nie. Toe kom Agab in sy huis verbitter en toornig, en is dit nie hoe die predikers vandag is nie? Halleluja, vir al hierdie nuwe predikers met hulle nuwe moderne algemene kerk, of wat ook al. Nee. As jy hulle reg gee, raak hulle verbitterd en toornig, broer, en weet jy wat doen hulle dan? Dan begin hulle vir mekaar profeteer hoe wonderlik hulle is. En broer, en dan bid hulle teen jou. Dan vra hulle, dan sê hulle vir my, hulle sal vir my bid. Hulle moet nie vir my bid nie. Hulle moet nie vir my bid nie. Want ek wil nie 'n gruwelike gebed oor my hê nie. Oor die woord wat Nabot, die Israeliet, met hom gespreek, naamlik, ek mag nie die erfdeel van my vaders aan u gee nie. En hy het op sy bed gaan lê en sy gesig omgedraai en geen brood, halleluja, toe vas Agab saam. En dit gaan vandag in die kerk ook so. Val dit by die pastore en by die hoofkantore, sodra daar fout gaan in die kerk, nee, nou moet almal saam vas. Wat sê die woord? En hy antwoord daar, halleluja, en hy antwoord daar, omdat ek met Nabot, halleluja, en hy antwoord daar, vir wie? Jezebel. En wie is Jezebel? Babylon, die moeder van die hoere. Omdat ek met Nabot die Israeliet gespreek het en aan hom gesê het, gee my jou wingerd vir geld, en as jy wil, sal ek jou 'n wingerd in die plek daarvan gee. Maar hy het gesê, ek mag my wingerd nie aan u gee nie. Halleluja. Christus. Die Vader, halleluja, gelukkig die Vader is die landbouer. En hierdie kom ek besluit, nee, hulle wil hierdie wingerd hê en besit nie. Maar hulle het nie gereken gehou met die Vader. Want hulle het Christus doodgemaak, en die Vader het hom teruggeroep, deur die bloed van die Nuwe Testament, uit die dood het. En broer, toe hierdie klomp landbouers weer sien, toe staan die Here Jesus weer lewendig voor hulle. Halleluja, maar kom ons gaan net verder. Toe sê sy vrou vir hom, weet jy, dis presies hoe hierdie klomp predikers vandag werk. Dis nie almal nie. Oefen jy nou die koningskap oor Israel? President van die kerk, moderator, oefen jy jou gesag uit? Moet jy nie worry nie. Ons sal die wingerd vir jou kry. Staan op, eet brood, en laat jou hart vrolik wees, en ek sal jou die wingerd van Nabot, die Jeseriet, gee. Hoor wat sê die woord? Daarop het sy in die naam van Agab, is interessant, in die naam van Agab, hierdie vrou Babylon, kom ook in die naam van Jesus.
Want sy glo, ek wil dit sê, dat hierdie vrou van Babylon in die Nuwe Testament, weet jy wie is haar kinders? Dis die 5 dwaase magte. Dit meen hulle is, want ek sê dit altyd vir mense, die Antichrist, met die vrou Babylon, soek nie dooie kinders nie. Sy soek lewendige kinders. En waar kry sy hulle? Binne in die kerk. Want sy weet net nie, hulle het nog die naam dat hulle lewe, maar hulle is slaap. En dit is haar kinders, sy is doodgelukkig, want sy het van die vinger, wat aan Christus behoort, het sy gevat, vir haar man, die dier. Kom ons gaan net gou verder. Halleluja. Brief het die naam, met sy seël, is dit nie interessant, met sy seël, dis wat Paulus sê, as iemand ander Jesus verkondig, hy sê, en julle het 'n ander gees ontvang, met sy seël, die Heilige Gees het ons verseël, en hierdie vrou vat sy seël, waar die seël, 'n ander gees, wat nie die Heilige Gees is. Halleluja. En stuur 'n brief aan die oudstes en die edeles wat in die stad is. Aan wie? Die oudstes. Aan wie? Die predikers. Die bishops. Paus. Dominees. Pastore. Leraars. Hierdie boortjiedraers. Wat so goed hulle ook alles. Halleluja. Hulle kry die brief. Waar vandaan? Van die vrou Babylon. Dan dink hulle die Here sê dit vir hulle. Halleluja. Hy sê dat wat by Nabot gewoon het. Dit is die mense wat om hom is. En gaan verder. En die brief het sy, en in die brief het sy dit geskrywe. Roep 'n vasdag uit. Is dit nie waar nie? Ja, nee, ons moet nou 'n vasdag uitroep, laat die Here tog net, mense sal het verstaan, dat hierdie nuwe en lewende, wat se weg ook al nou wil Hebreë weg, in die kerk, dat dit tog net moet werk. Ons moet vas en bid daaroor. Waarom? Want hulle steel die wingerd. Vasdag uit, en sit Nabot vooraan onder die volk. En hulle het 'n vasdag uitgeroep, en Nabot voor onder die volk gesit. Toe het 2 manne, deugniete. Die Here weet, daar is baie predikers op die kansels wat deugniete is. Hulle verraai die volk van God. Wat sê die woord? En gaan sit teenoor hom, en die deugniete het teen hom, teen Nabot, voor die volk getuig en gesê, Nabot het God en die koning gevloek. Halleluja. Daarop bly hulle om buitekant die stad uit en stenig hom. Waar is die erfgenaam gestenig? Buite die wingerd. Jesus is daar. Hierdie gedeelte van Nabot is presies wat met Jesus gebeur het. En dit gebeur vandag in die Christelike kerke reg oor die wêreld. Ek dank die Here, daar's pastore wat kan opstaan vir die waarheid. Hulle wil hulle erfenis behou. Hulle het 'n erfdeel ontvang. Hulle is deel van hierdie wingerdstok. En hulle wil dit behou met al. Maar wie staan hulle teen? Hulle eie kerkorganisasie. Hoeveel pastore ken ek van die kerk weggejaag het, omdat hulle die waarheid gepreek het? Net toe Jezebel hoor dat Nabot gestenig was, sê Jezebel vir Agab, staan op, neem die wingerd van Nabot. Wat het hierdie mense gedoen? Ons maak die erfgenaam dood, en ons sal sy wingerd in ons besit nie. Sy erfdeel. Ons sal dit in besit nie. En dit is waarom hierdie vrou Babylon in Openbaring opgeskryf is. Want sy sal sorg dat die erfdeel van Christus oorgaan na die dier, die Antichrist. Jy
mense weet nie waarmee die kerk besig is nie. Julle sien al die dinge gebeur. Dit is nie net dinge wat gebeur nie. Hulle praat teen die Heilige Gees, hulle praat teen op Pinkster, hulle praat teen mense wat hulle ordentlik aantrek kerk toe, hulle praat teen hulle. Die Here het gesê, jy kan kom net soos jy is. Waar in die Bybel het staan dit geskrywe? Nee, Dawid het naak voor die ark gedans. Waar in die Bybel staan dit geskrywe? Ja, maar sy vrou het hom gekyk, terwyl hy naak het voor die, hy was nie nakend nie, dis al wat gebeur het. Dawid het net sy koninklike kleed uitgetrek, want hy kan nie as koning voor die ark dans nie, en hy kan nie as koning offers bring nie. Hy moes sy koninklike kleed uittrek, en hy het 'n skouerkleed onderaan gehad, 'n priesterskleed. Toe Dawid besef hy gaan voor die ark dans, toe trek hy sy koninklike kleed uit, want daar is net een koning. En om offers te bring, moes Jesus sy koningskap prysgee om 'n hoëpriester te word. En dis wat Dawid gedoen het. Hy het absoluut dit gedoen wat Jesus self kom doen het. En toe sy hom sien in sy priesterlike kleed, toe verag sy hom. Want sy soek 'n koning, sy soek nie 'n priester nie. En toe sê sy sommer hy's naak. Maar die hele klomp duiwels wat wil naak rondloop die hele wêreld vol. Julle wil net goedkeuring kry vir julle naaktheid. En ek wil vandag vir iets sê. Al hierdie dinge wat julle verkondig. Ek sê dit altyd vir mense. Wanneer 'n prediker of 'n broer in die gemeente van sy vrou skei, dan sê hulle ja, maar Dawid was het dit ook maar gedoen. Ja, ek weet, dis absoluut geïnspireer uit die put van die hel. Ek vra altyd vir mense, ek vra altyd vir sulke mense, hoekom gebruik julle nie Josef as voorbeeld nie? Josef het nie eens nodig gehad om iemand dood te maak nie. Hulle wou hom doodmaak. Maar toe Potifar se vrou wil verlei, wat maak hy? Hy sê, ek kan nie. Jy is nie my vrou nie, jy behoort aan. Potifar het alles aan my oorgegee, behalwe jy. En ek sal dit nie doen nie, want ek kan nie teen God sondig nie. Hoekom gebruik julle Josef nie as voorbeeld nie? Nee, julle wil goedkeuring kry vir julle vuil dade. En dit word so in die kamp. Dis waarom hulle nou vandag predikers wat geskei is, weer op die platform toelaat. Want Dawid is die voorbeeld. Hoekom gebruik julle nie Josef as voorbeeld nie? Maar so verrot is julle in julle wese. Want wat wil julle doen? Julle wil die vinger, Christus se vinger, wegvat van hom af. Sodat die mense julle moet dien. Halleluja. Wat sê die woord? Neem die wingerd van Nabot, die Israeliet, in besit. En hy het geweier, wat hy geweier het om vir geld aan jou te gee. Want Nabot leef nie meer nie, maar is dood. En hoor wat sê die woord? 1 Konings 21 vers 19. En jy moet met hom spreek en sê, so sê die Here, het jy doodgeslaan en ook in besit geneem. Hoor, landbouers, predikers, jy het doodgeslaan en in besit geneem wat nie joune is nie. Ek meen, dit is verskriklik toe 'n leier van die kerk vir my sê, nee, man, dis my geld. Dit meen die kerk se geld is sy geld. Wat sê die? Jy het doodgeslaan en in besit geneem. Verder moet jy met ons spreek en sê, so spreek die Here, op die plek waar die honde die bloed van Nabot gelek het, sal die honde ook jou eie bloed lek. En dit het absoluut met Isebel gebeur. Halleluja. Ek wil vandag vir u sê, is jou erfenis vir jou mooi? Het die meetsnoere vir jou op lieflike plekke geval? Waarom laat jy toe? Dat predikers
kerkorganisasies jou beroof van jou erfdeel. Halleluja. En Christus het gesterf, dis waarom ek so lief is na die lied wat sê, is jy daar waar jy altyd bly in Jesus, is jy in die ware wynstok ingeënt. Daar is rus vir elke siel. En dan binne by jou borg. Hy is die borg. Hy is die erfgenaam. Hy is die besitter van ons as wingerd. En ek wil dit weer sê. Hy is die stam. En weet jy wat gaan hy kom in Samuel as die dag sy kom na die verdrukking? Die druiweoes, gaan lees Openbaring 14. Gaan lees, dink van die 14de vers, die 20ste vers. Die seun self, wat op die wolke sit, sal sy sekel insteek, en hy sal die druiweoes van die aarde af inbring. Maar as 2 druiweoes. Die een gaan in die parskei beland, en die ander ene gaan hy opneem. Halleluja. Waarom? Want dit is sy bloed. Dis sy bloed. Sy bloed vloei deur ons. Maar hulle wil hierdie bloedlyn afsny, om julle gehoorsaam te maak aan die kerk, wat wil leer, en wat net wil opleiding gee, en ek wil dit weer sê, daar is net iets wat jou kan leer, behalwe die Heilige Gees, wat is leer in die volle waarheid, en dit is die Here Jesus, hy sê dit in Johannes, julle het die salwing van die Heilige Jesus, en het nie nodig om deur 'n mens geleer te word nie. Hy sê, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het. Wat gedoen het? Gesalf het. En daardie salwing wat Jezus mee gesalf is, ons het dit in Christus deur sy bloed. En net nie nodig om deur enige mens geleer te word nie. Maar ons sit vandag en luister op Facebook, hoe die een prediker na die ander prediker vir ons leer en lei, en is al wat ons weet van die woord van God. Waarom vat jy nie die Bybelslag as erfgenaam, as wat 'n mooi erfdeel het, ensovoorts? Waarom vat jy nie die woord van God net laat toe, dat die Heilige Gees jou leer en lei in die hele waarheid nie? Moenie dat hulle jou, wat deel is van die wingerdstok, weggevat van hierdie erfdeel, om in Christus ingeënt te bly. Moenie laat die Vader na vore kom en jou afdip, want dit sal gebeur. Onthou wat jy vandag gehoor het. As jou erfenis vir jou mooi is, die meetsnoer het vir jou lieflike plekke geval, daar is net iets waarmee dit verseël kan word, en 'n onderpand is, en dis die Heilige Gees. Dis waarom hulle so opstaan teen Pinkster vandag, teen die 10 dae wat ons Pinksterfees het, waarom hulle so opstaan, en waarom predikers wat niks met die Heilige Gees doen, wil inchip tussen, en hierdie eenheid wat die kinders van die Here wil vorm in die Gees, wil verbreek, sodat daar nie 'n uitstorting van die Heilige Gees kan wees nie, terwyl hulle self uitroep, die Here, ons het 'n diens gehou, en dit was so wonderlik, want daar was niks wonderliks nie, want hulle lieg die hele tyd. Halleluja. Mag die Here jou genadig wees, en vir my genadig wees, dat ons ingeënt sal bly in die wingerdstok, sodat die bloed van Jesus, sy lewenssap, deur ons kan vloei altyd. Vader, ons wil baie dankie sê vir u woord. Halleluja. Here Jesus, u het in gelykenisse aan ons vertel. Maar alleen deur 'n openbaring van u, en die woord wat geopen word deur die Heilige Gees, kan ons leer, en hy kan ons lei in die hele waarheid, om te verstaan wat u gesê. En Here, ons belewe dit vandag, wat u 2000 jaar aan die disippels oorgedra het. Gee aan ons groot genade, dat ons nigter
en waaksaam sal wees, laat ons nie in hierdie struik sal trap, Here, waar ons as lote afgesny sal word. Help elkeen, en sien elkeen so in Jesus naam. Amen en amen.